Die Here seën jou. Dis wat ons mekaar sê in hierdie nuwe jaar, nê. Ons preek seën oor mense uit. Ons sê vir mekaar voorspoed vir jou jaar. Wat beteken dit? Jy is besig om op iemand geluk te wens vir die jaar. Jy wens hulle voorspoed toe, jy wens hulle goedheid toe, jy wens hulle gesondheid toe. Maar weet ons wat dit beteken? En hoeveel krag sit ons as iemand jou seën? Ons lees saam vandag 1 Petrus 3 vers 8 tot 9. En uiteindelik wees almal eengesind, medelewend, vol broederlike liefde en ontferming en vriendelikheid. Dis 'n opdrag. Vergeld geen kwaad met kwaad nie, of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel. Omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, omdat julle seën, sodat julle seën kan beerwe. Joh, wat 'n ongelooflike vers. Petrus gee vir ons instruksie hoe om as geseëndes te lewe. Kom ek lees dit weer. Wees almal eengesind, medelydend, vol broederlike liefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen kwaad met kwaad nie, of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle self geseënd kan wees. Wat beteken dit vir jou as iemand vir jou sê seën vir die nuwe jaar? Wat doen dit aan jou? Skuif dit iets in jou? Wat gebeur as iemand sê voorspoed vir jou jaar? Gaan jy huis toe en sê, julle kan nie glo wat gebeur het, iemand het 'n seën oor my uitgespreek. Dit gaan 'n wonderlike jaar wees. Wat doen jy met dit as iemand jou seën? Kyk, ons weet wat ons doen. Ons kan seën raak sien. Ons kan dit raak sien as iemand geseënd is. Jy al gehoor en sê, hier's daai man is 'n geseënde man. Het jy dit al gehoor? Ons weet wanneer iemand geseën is. Ons kan dit sien. Okay. En dan erken ons dit. As iemand suksesvol is of iemand doen iets en dit lyk asof hy bietjie bonatuurlike hulp kry om dit reg te kry. Julle weet waarvan ek praat. Ek soek ook Carla. Sy slaat amai. En dan maak hy wat gaat hy aan. So, dan is jy 'n geseënde. Wat sê ons? Daai mense is geseënd. Mense, ons stap daar aan, jy moet sien. Hoe staan die goeders daar in die karre en die goeders en die is geseënde mense. Waarna kyk ons om te sê of iemand geseënd is of nie geseënd is nie? Somehow weet ons wat dit is. En dan kry ons die volgende deel. Ons sien dit nie net nie. Ons deel dit ook uit. Seën vir julle, hoor. Of ons ry by iemand, en baie keer wat jy eintlik wil sê, ek's moeg vir julle. Ons gaan nou eintlik ry. Blessings vir julle, hoor, tata blessings vir julle. Ons wil net eintlik nou pad gee. Maar voor ons pad gee, kom ons gooi gou 'n klomp blessings op julle. Dan is dit baie beter. So ek sien ons sien dit raak, ek sien ons herken dit, ek sien ons deel dit uit, sommer vrylik, baie maklik, is goedkoop, ons gooi dit sommer waar ons wil. Maar een ding wat ek nie sien nie, is dat ons al kaalvoet op grondpad verloop om dit te kry nie. As ons dit dan so vrylik gee, as ons dink dis iets werd, waarom gaan haal ons dit nie? Ek vra vandag vir my kinders, ek sê vir hulle, ons ry nou hier naartoe, want ek ruik nog na braaivleis, ons is nog in 'n karavaan en 'n tent, daar's nog vreemde mense in ons huis, so nou het ek die ver pad van Wildernis af om hier na toe te ry, nou vra ek vir hulle, wat beteken dit om geseënd te wees? Wat beteken dit om geseënd te wees? My dink, pa, as iemand vir my geskenk gee, hulle wil my bless met iets, hulle gee vir my, dit is 100% reg, dit is een van die konsepte. My land sê, ek het vergeet wat jy gesê het. Okay, mooi so. My land sê vir my pa, dit is amper soos genade, as iemand goed is met jou. Ek sê, ja, dit is dit. Ek vra vir Karina.
En ek reis en ek vra vir hulle, okay, maar dink julle dis iets werd? Ja, hulle dink regtig dit is iets werd. Sê ek, okay, wat sal jy doen om 'n seun te kry? Ja, hulle weet nie wat bedoel ek nie. Ek sê, maar 'n seun. Wat sal jy doen om 'n seun te kry, om dit te kry? Nee, niks. Okay, kom ek vra 'n vraag. Vra ek weer volgende vraag. Geld. Het geld waarde vir jou? Ja, geld het waarde. Waarom? Ons kan goed koop, ons kan gelukkig wees, ons kan lewe, ons kan oorleef, ons kan alles doen wat ons wil doen. Okay, en wat doen jy om geld in die hande te kry? My kinders, ek kan nie vir julle sê wat so goed sal hulle doen om geld in die hande te kry nie. Mense. Hulle sal maar wat doen ek om geld in die hande? Ek werk. Ons almal plaas waarde aan geld. Waarom? Ons plaas waarde aan geld want ons dink dis reël. En dit maak definitief 'n verskil. Maar ek sien niemand hard werk om 'n seun te kry nie. Waarom? Dalk dink ons nie 'n seun is 'n kommoditeit nie. Dalk dink ons 'n seun is iets wat jy vir iemand sê wanneer jy nie weet wat om vir hulle te sê nie. Dalk weet ons wat die Bybel sê oor seun, maar ons glo dit nie regtig nie. Kan ek vir julle 'n verregaande storie vertel wat in die Bybel is oor seun? Daar was 2 broers. Een se naam was Jakob en een was Esau. Die gebruik was dat die een wat eerstegebore is, moet die eerstgeborene seun van sy pa kry. Ag, come on, wat is dit nou? China, goed gaan met jou hoor. Pa dink jy gaan great goed doen hierdie jaar. Nee, wat is dit? Dit was vir hom so ernstig, hier goed so ernstig, dat die tweede een wat gebore was, loop en hy voel ek is arm. Ek gaan nie eendag die eerstgeborene seun by my pa kry nie. Dit maak hom ontsteld, dit vernietig hom, hy voel hy te wond in hom, hy voel hy kan nie leef soos hy moet leef nie, want hy gaan nie hierdie seun kry nie. So wat doen hy? Hy begin met sy broer se kop werk. Julle weet jy wat hy gevoel oor 'n seun? Hy was bereid om te bedrieg. Hy was bereid om te werk. En hy was bereid om goed weg te gee. Net om hy seun te kry. Why? Want hy dink dis meer werd as geld. Hy dink is meer werd as geld. Ongelooflik. Wat hy doen, is hy maak 'n pot sop. En hy weet wat sy broer se weakness is. So hierdie ou moes 'n plan hê. Hy moes studeer. Hy moes sy broer dophou. Wat is die goed wat hy like? Wie is hy? So as ek van hom in land kyk, dan weet ek net 'n box sweets. Dis al. Hy sal sê, as hy eerstegebore, hy sal dit weggee vir 'n box sweets. So hy moes hom ken. En dan kom hy en dan sê vir sy broer, gee vir my jou eerstgebore reg. Vir 'n box sop. Al dood any day. So daar was een broer wat geen groot druk gesit het op hierdie seun wat hy het nie. Geen groot waarde aan geheg nie. Maar die ander broer sê ek sal alles gee om 'n blessing te kry. En toe dit nou tyd kom en as sy pa aan sy einde is en sy pa moet nou daai vaderlike blessing oor hierdie eersgeborene uitspreek, toe kom hy en hy konkel verder. En sy ma glo ook in 'n blessing. En sy ma glo ook hierdie seun moet gebless word. En sy is ook hartseer want haar seun gaan. Wanneer was jy hartseer want jou man het nie 'n blessing oor jou kind uitgespreek nie? Hoekom raak ons nie hartseer daaroor? Sy het hartseer geword daaroor. Want weet jy, hoe raak ons nie hartseer want ons dink dit is reël nie. Ons dink is net woorde. Ons dink dit is niks werd nie. Dis wat ons dink. Ek hoop ons kan dit vandag herstel. Want vandag het iemand al vir jou gesê voorspoed. En weet jy wat dit beteken? Glo daaraan. Vat dit. So hierdie ma dink regtig dit is iets van waarde. Sy kom by hierdie seun, sy sê kom ons maak 'n plan. Die een seun is harerig, julle ken die storie, die ander seun is nie harerig nie. Hulle gaan slag 'n bok, vat die hare van die bok, sit dit op sy lyf, laat hy na die pa toe gaan want die pa is al blind en oud. Die pa voel en die pa sê jy my oudste seun, jy klink nie lekker nie, jy ryk nie reg nie, maar kom ek bless jou want jy sê jy's die oudste. En hier kom 'n ou man. En ek imagine hom, hy sit sy hande op hierdie kind se kop. En hy spreek goodwill oor hierdie kind. Hy het gaan lees wat sê hy. Hy sê, mag jy die leier van my familie wees. Mag jy die hoof van hierdie gesin wees. Mag jou broers jou dien. Come on! Die feit dat my pa vir my sê, mag jou broers jou dien, gaan dit happen?
Ag nee, ons sit niks waarde daar nie. Jesus spreek hierdie paar hierdie woorde uit. En hy seën hom met rykdom, hy gee dit vir hom, hy spreek woorde oor hom uit. En hy kan vat dit, en hy kom daar uit. En hy celebrate. Ek het my missie behaal, my lewensmissie. Ek het met my lewensmissie 'n seën gekry. 'n Seën gekry. Die tweede seën kom maar aan, hy raak aan. Pa, waar is my blessing? Wie's jy? Ek is die oudste. En sy pa sê, wat het ek gedoen? Nou, come on, as ek my pa is, as ek daai pa was, en ek kom agter ek nou die blessing vir verkeerde persoon, sê, okay, nee, kom ons gooi daai blessing weg, kom ek bless jou ook. Dis woorde, ek het baie van dit. En die pa sê vir hom, ek het vir jou geen meer blessing nie. What? En sy pa sê, ek het geen meer blessing nie. En daai seun sê hierdie woorde, Genesis 27 vers 36, ai pa, dan nie eers een seën vir my oorgehou nie. Pa, is daar nie net een dingetjie wat jy oor my kan uitspreek nie. Daar was 'n era en daar was 'n tyd waar mense geglo het. As 'n godly man, 'n godly blessing oor iemand uitspreek, is dit meer werd as goud. Is meer werd as goud. Wow. Waar leef ons? Hoeveel waarde het jy gesit op hierdie woorde wat James gesing het? Die Here seën jou. Hy skyn sy aangesig oor jou. Hy sal aan jou goedheid bewys. Het jy dit gesing of het jy dit gevat? Het jy dit gevat? En ek wonder, wat is die waarde wat ons aan 'n blessing? Kom ons kyk wat die woorde. Kom ons kyk wat beteken blessing. Wat beteken 'n blessing? Is nie 'n manier hoe jy baie sê nie, dit is meer as dit. So blessing kom van die Engelse woord af, die Engelse woord blessing kom van die woord af, benedicta. En benedicto beteken, die eerste woord ben, kom van die Latynse woord, ben is dit is good, dicto is dictate praat, om goed te spreek oor iemand. Maar het gaan goed, meer as net oor te praat, het gaan om oor goed te wil vir jou. Om goed te wil vir jou. Ek begeer vir goedheid vir jou. Ek spreek dit oor jou en ek verwag dit gaan kom. Soos 'n groot woord. En om regtig seën te verstaan, dink ek moet ons wegbreek van die manier hoe ons die woordjie blessings vir jou goedkoop maak. Ek dink wanneer ons dit sê, moet ons net 'n bietjie dink. Ek dink ons moet daai woord weer herwin. Ek dink ons moet hom weer waarde en gewig gee. Kom ons kyk na wat beteken dit en ons kan daardeur kyk om na Jesus se lewe te kyk. Kom ons gaan kyk baie mooi na die vaderlike seën van Jesus. Die Vader het Jesus geseën en hoe dit gelyk toe hom seën en wat was die effek daarvan? Wat was die effek daarvan? Nou as ek dink, sal God enige iets doen verniet? Sal God sommer net goeie sê om die atmosfeer reg te kry? Mense te laat happy, of as God spreek, gebeur daar goeders. God skuif. Wanneer God praat hy uit die diepte van sy wese uit. Hoekom dink jy was dit nodig vir God om sy seun te seën? Want die skepper van hemel en aarde glo daar's iets wat gebeur as ons dit doen. As hy dit doen. En Jesus hy het so begin, net so na 30, so by 30 jaar oud, toe kom Jesus en hy laat hom doop. Johannes die doper doop vir Jesus. En die oomblik toe Jesus onder die water ingaan en hy kom uit die water uit, toe skeur die hemele oop. En die Gees sak uit die hemel uit soos die vorm van 'n duif. En die woorde, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. In wie ek welbehaag het. Wow. Hierdie woorde, ongelooflik, kragtig, lewensveranderend. Dis my geliefde seun. Hierdie woorde wat die Vader spreek hy oor Jesus. Dit was so groot, dit was so dramaties, en het 'n dramatiese effek op die wese, die lewe en alles wat Jesus gedoen het daarna gehad. Het jy al enigiets gehoor van 12
Jesus is laas in die tempel, ons hoor niks van hom nie. Hy lewe 'n stil lewe in die agtergrond. Die eerste keer waar ons weer hoor, word hy gedoop, spreek God hierdie woorde. Die res is geskiedenis. Res is geskiedenis. God spreek hierdie ongelooflike woorde oor Jesus. Wat vir my interessant is. God, ons spreek baie keer, yes, ek sien, jy is so goeie kriketspeler. Ons wil graag mense seën, omdat ons sien hoe presteer hulle. Ons hou van om mense te seën wat klaar goed presteer. Ek dink dit voel vir ons maklik. Jy is klaar geseën, so kom gooi net nog 'n seën op jou. Dan weet ek daarom het klink of my seën gewerk het. Ek dink ons is lief daarvoor, ek is lief daarvoor as 'n pa, as Milay byvoorbeeld iets reg kry, om wat te sê, well done, jy's awesome. Maar God het dit anders gedoen. God het nie gekyk na wat doen Jesus nie, God het gepraat van homself af. Hy het nie Jesus geseën, omdat Jesus nou net onlangs great prestasies behaal het nie. Hy het Jesus geseën, omdat hy voorbeeldig nou is nie. God het Jesus geseën nie oor wie Jesus is nie, oor wie God is. Ek love it. Sy woorde is, hier is my geliefde seun. Het sê wie die Vader is. Ek is jou pa. Dis hoekom jy geseënd is. Ek is jou pa. Geseënd is jy. Ek is nie net jou pa nie, ek is ook lief vir jou. Wees geseënd daarmee. En dan sê hy, ek hou van jou. Ek het behaag in jou. Ek het behaag in jou. Ek is lief, nie net oor jou prestasies nie, vir wie jy is, die kern en die wese van wie jy is. Ek is lief vir jou. Ek hou van jou. Wow. Het gaan nie vir my oor wat jy presteer, het gaan vir my oor wie God is. En God spreek hierdie ongelooflike seën oor my. Ons sal altyd sukkel om te verstaan wie Jesus is. Ons sal sukkel om te verstaan hoe sy bewussyn is. Ons sal sukkel om te verstaan sy lering. Ons sal sukkel om te verstaan sy werke, sy wonderwerke, sy lewe. Ons sal sukkel om te verstaan wat hy sê, as ons nie na Jesus kyk in die agtergrond van hierdie vaderlike seën wat oor sy lewe uitgespreek het nie. Want van hierdie woorde gespreek is oor Christus. Lees ons van hom op elke tweede bladsy. Inteendeel, elke bladsy van die Nuwe Testament, van die evangelies. Jesus begin wonderwerke doen. Jesus begin presteer, so interessant. Hy het nie begin presteer en toe sê die Here, kom ek gooi 'n blessing daarby nie. Nee. Jesus se prestasie was 'n vrug van God se seën. Dit gee vir my hoop. Dit gee vir my hoop. Ek hoef nie die roeps te spring nie. Ek hoef nie al hierdie goed reg te kry en dan gaan ek geseënd word nie. As ek 'n kind van die Vader is ek sy kind, dit praat van dit self, en hy is lief vir my. Dit praat net van wie die Vader is. So as ons geseën is, praat nie van wie ek is, dit praat van wie die Vader is. Praat van wie die Vader is. Dit gee vir my hoop. So wat het die Vader gedoen? Hy het na sy seun gekyk en hy het woorde oor hom uitgespreek. Wat het gebeur met Jesus? Hy het begin bedien. Hy het begin nie meer bang weer en wegkruip nie. Hy het begin met boldness bedien. Hy het begin kanse vat en begin wonderwerke doen. Hy het begin in mense se lewens inspreek. So wat die Vader doen? Die Vader het gekyk na sy seun. Hy het hom raak gesien. Hy het behaag in hom gehad. Hy spreek woorde oor hom. En dan gee hy vir hom. Hy gee. God het gegee vir sy seun. Hy gee vir sy gees. Sy gees was die stuk toerusting. My seun, jy gaan 'n groot lewe voor hê. So ek kom gee vir jou. Ek gee vir jou wat jy nodig het om te gaan doen wat jy moet doen. Dit is wat die Vader doen. Hy het nie vir hom sy gees gegee nie. Gaan kyk mooi. Jesus se bediening, daar was allerlei ryk vrouens wat Jesus se bediening gevolg het. En hulle was verantwoordelik vir 'n groot deel van die befondsing van die werk wat hy gedoen het. Soos die Vader gee vir hom wat hy nodig het, stuur mense om hom te seën, sodat hy kan doen wat hy voorgeroep is om te doen. Dan stuur hy vir hom disippels, hy gee vir hom mense. Hy gee vir hom mense wat bereid is om hulle lewens, hulle het, neer te lê, om hierdie visie wat hierdie seun het, uit te rol. Dis geseënd. God kom en hy seën hom, maar nie net met woorde nie. Daai seën het oorgeloop in 'n radical goeders wat gebeur het en in sy lewe verander. Okay, so. Hoeveel waarde sit jy op 'n seën?
Wat is hierdie ding wat ons noem 'n seën? En hoe raak dit deel van ons lewens? Jesus begin praat oor 'n seën en hoor wat sê hy. So Jesus het nie net seën gehad nie. Hy was 'n seën vir ander mense, hy het die seën oor ander mense ook uitgespreek en dan het hy ons geleer hoe lyk seën. Hoor hierso, ag julle ken hierdie, dit is so beautiful. Matteus 5 vers 3 tot 11. Geseënd is hulle wie afhanklik is van God. Interessant. Hy probeer vir jou wys hoe lyk 'n geseënde. As jy bewus is dat jy's nie afhanklik van jou salaris nie, van hierdie wêreld nie, maar jy het die kennis dat jy's afhanklik van God. As jy's 'n geseënde. Ek wonder wie's geseënd hier volgende. Jy's 'n geseënde. Wil jy weet wie's 'n geseënde? Geseënd is hulle wat treur, hè? Jy's 'n geseënde as daar trane is. Jy's geseënde as daar ook hartseer in jou lewe is. Hy sê, want as jy hartseer is, raai wat, die Vader gaan jou troos, dis 'n seën. You are blessed. Geseënd is die wat sagmoedig is. Sagmoedig, dink jy net, jy is sagmoedig omdat jy oulik is? Nee, die feit dat jy sagmoedig is 'n teken van God se guns en seën in jou lewe. Geseënd is omdat jy sagmoedig is. Hy sê, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors het. Ons dink nogal, ons is geseënd as ons nooit honger het nie, nee, is ek reg? Ons dink so. Milana gaan vir jou wys wat dit is om 'n geseënde te wees vandag. Daar gaan trane wees en dan gaan honger en dors wees. As die geskenk wat ek vir jou gaan gee. Interessant. Ek het nogal gedink, dis wat som huil, is die verlaates, is die gewerptes. Trane is deel van hierdie lewe. En as jy kan huil, geseënd is jy. Geseënd is die wat barmhartig is as jy goed verander. Kyk jy na ander, help jy die wat nie hulle self kan help nie. Staan jy in vir daar waar 'n gap is? Moenie dink is omdat jy so cute is nie. Dis omdat jy geseënd is. Omdat jy geseënd is. Geseënd is hulle wat rein van hart is. Geseënd is hulle die vredemakers. Man, soveel keer het jy al gesê, hoekom moet ek altyd die een wees wat jammer sê in die huis? Moenie hand opsteek, asseblief nie. Ons begin nie nou aan 'n bekleierery in die kerk nie. Ek dink die feit dat ek kan sê jammer wanneer Karina so droog maak, julle ken haar. Die feit dat ek die vrede kan bewaar in die huis is 'n voorreg. Is 'n voorreg. Dan seker geseënde. Wow. Dan is jy geseënde. Geseënd is jy as jy vervolg word. Geseënd is jy vervolg word. Geseënd is jy wanneer die mense jou ter wille van my beledig, vervolg of valsliks. Wanneer was jy goed gevloek? Come on ouens. Wanneer was jy goed gevloek? Wanneer was jy gesorteer, uitgesorteer, laat die see jou nie kan skoon was nie. Jesus dink, wow, awesome, you're doing it. Geseënd is jy. Geseënd is jy. So wat verstaan ons van hierdie ding seën? Hoor baie mooi. Verskillende goed kan met jou in hierdie wêreld gebeur en die duiwel wil vandag vir jou sê, kyk hierdie ding wat gebeur, jy is nie meer geseënde van God nie. Nee. Is dalk juist die teken dat jy 'n geseënde van God is. Dis dalk juist hoekom die wêreld jou agtervolg, omdat jy geseënd is, want hierdie wêreld hou nie van jou. Die wêreld hou nie van jou nie. So Petrus in hierdie eerste skrifvers kom en hy wys vir ons hoe werk 'n seën. Hoe werk 'n seën? Ek weet, dit voel vir my as jy Melanie raak 'n bietjie hard hiervoor, né? Het voel vir my dat ons dink, nou so seën, iemand moet dit oor my spreek, en nou wat van as niemand 'n seën oor my spreek en dan gaan ek dit nie hê nie. Dis hoekom Jakob moes 'n seën gaan steel. Waar moet ek nou 'n seën gaan steel? Hoe werk hierdie ding van seën? En ek dink hierdie woorde van Petrus leer ons baie, ek's amper klaar. Gaan dit vinnig hierdeur gaan. Eerste ding is wat ek dink ons moet erken, is Petrus se woorde. Is die man, waar ons nou, Petrus wat sê, as jy vervloek word, moet jy vervloek nie, maar seën. Jy is geroep om 'n seën te wees. Ek dink die eerste ding wat ons moet besef, almal van ons het 'n interne gat. Ons almal het 'n leegte wat gevul moet word met die seën van God.
Ons het 'n innerlike behoefte daarvoor. Party van ons het al verdoof, party van ons luister nie daarvoor nie, maar in jou het jy die begeerte, die soeke, die roepe, die verlange na seën. Jy wil leef as 'n geseënde. Ek love hierdie. Genesis 32 vers 26. Daar julle vir Jakob. Jakob, wat soek hy? Hy soek dit te seën, dis al wat hy wil hê. Op een aand kom hy terug en hy weet sy broer is verskriklik kwaad vir hom. Hy is op pad terug daar waar hy was en op pad terug, een aand toe stoei en veg hy met 'n man met bo-menslike krag. Dit sê vir hom, die moes 'n hemelse wese gewees het. En hy veg met hierdie man en hy stoei met hierdie man en hierdie man slat sy heup uit. Onthou julle, Jakob se heup hak uit. Maar daar's iets in hierdie Jakob, hy veg soos 'n gekweste leeu. Hy los nie. Hy gryp en hy hou vas. En hierdie man sê vir hom, hierdie man het bonatuurlike krag, né? En hierdie man sê nader aan vir Jakob. Hy sê, "Los my nou net dat ek kan gaan." En Jakob sê hierdie woorde. Die man het vir Jakob gesê, "Los my, want die dag breek, hulle het reg deur die nag geveg." En Jakob het geantwoord, "Ek sal jou nie los as jy my nie seën nie. Ek sal jou nie los as jy my nie seën. Ek sal jou nie los nie." Wow. Wanneer laas was jy so vasgehou dat jy geseënd moet word? Ek gaan jou nie los nie. Spreek dit 'n seën oor my. Maar ek kan nie function sonder dit nie. My lewe is dal sonder dit. Ek het die seën en die guns van God in my lewe nodig. I need it. Julle moet gaan hoor. 'n man vra vir hom, hy vra vir 'n praat bietjie gesels, en hy man spreek 'n seën oor hom uit, en hy los hom. En hy los hom. En hy los hom. Ek en jy het 'n begeerte vir seën, net soos Jakob. En weet jy wat gebeur? Die dag as ons nie die seën kry nie. As ons nie met seën leef nie, het ons 'n verwonding in ons. Ons het 'n gat, ons het 'n stuk oopte, ons het 'n stuk seer in ons. Want daai seer kan net genees word met 'n seën. Ons het 'n verwonding in ons. Ons probeer onsself seën, dit trans heeltyd. Ons probeer onsself gelukkig maak. Ons probeer onsself suksesvol maak. En dit verwond ons meer. Maak ons meer stukkend. Hierdie wêreld verstaan nie seën nie. Hierdie wêreld verstaan een ding baie goed. As jy wil iets leer by hierdie wêreld, jy weet wat jy leer. Vloek. Ons weet hoe om te vloek. En nou praat ek hiervan, as jy in die hond se mis getrap het op die voorerf nie. Praat nie van daai vloek nie. Die vloek is dit. Ek kyk ook soos God kyk. Maar ek kyk met my menslike oë en ek sien niks goeds nie. Ek sien niks goeds nie. En as ek iets goeds sien, hou ek nie daarvan nie, want die goed wat ek sien, bedreig my. Dit bedreig my. So met ander woorde, ek hou nie van die goed wat ek in jou sien. Ek wil jou nie naby my hê nie. Eintlik wees weg van my af, want dit is vir my 'n bedreiging. Jy is nie welkom naby my nie. Hierdie wêreld sal baie gou vir jou wys wat's al sleg in jou. Dit is vloek. God kyk na dieselfde mens waar sleg ook in is. En hy roep die goed na die bokant toe. Hy roep die goed na die surface toe. God kies om die goed in jou en my raak te sien. Hy kies dit. Hierdie wêreld weet hoe om te vloek. En baie keer as dit gebeur, dan wil ons verboureerd raak. So baie verboureerd raak. Hoor mooi wat sê Paulus. Petrus, wanneer mense jou vloek, vergeld nie daai vloek met vloek nie, sê hy. Moenie kwaad vergeld met kwaad nie, met skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel. Omdat julle wat hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe vir julleself. So wat sê Petrus moet jy doen? As jy gevloek word, staan op, draai om en seën. Ja, nee, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Nee, dit kan nie wees nie. Dit is nie hoe dit werk in hierdie wêreld nie. Dit is exactly hoe dit werk. Weet waar in hierdie wêreld ons bly, mense sal jou wil vloek, elke dag. Jesus sê, hulle het my gehaat, hulle sal jou haat. Vers 14 sê Petrus, hy sê, in hierdie selfde gedeelte sê Petrus, hy sê so mooi, hy sê, wanneer mense lelik is met julle vloek, moenie verskrik word nie, moenie angstig word nie, moenie bang word nie, staan op
en seën hulle. Staan op en seën hulle. Waarom doen ons dit doen? Waarom moet ons opstaan en mense seën? Waarom moet ons opstaan en mense seën? Hy sê vir ons, sodat jy weer gesond kan word. Dat hierdie gat wat in jou is vol kan word. Seën hulle wat jou vloek, sodat jy geseënd kan wees. Soos Jesus kan wees. Ek love it. So hier's iets interessants. Jy is nie net 'n hit en run target nie. Jy moet nie net sit totdat eendag iemand wakker skrik en 'n seën oor jou uitspreek nie. Nee, dit lyk vir my as mense jou vloek, staan op en seën hulle en in return gaan iets ongeloofliks bonatuurliks gebeur. Jy is besig om te beweeg en te leef as 'n seën. Geseënde, 'n geseënde van God. So ek wil eintlik hierdie jaar sê, ja, kom ons deel seën uit, kom ons spreek seën. Die Bybel sê ons is geroep daarvoor. Hy sê you've been called to be a blessing. Maar ek wil vir jou sê, dis die manier hoe jy dan 'n geseënde word. Jong mense, as jou pa jou nie seën nie, word 'n seën verander, laat God jou seën. Laat God jou seën. Wanneer ons hierdie jaar rondloop en vir mekaar sê voorspoed vir die nuwe jaar, vat 'n oomblik, vat 'n pause voor jy dit sê. Dan kyk jy die persoon in die oë en sê, hier's my wensbegeerte vir jou, dat dit sal goed wees met jou. Dit sal goed gaan met jou. Ek wil dit. Ek gee dit, ek bring dit. En hier kom ons by die groot geheim van die lewe. Wat sê Jesus hierso? Wat sê Petrus hierso? Hy sê, so dit wat jy begeer, dat jy het moet hê, jy moet dit gee. Ons dink so, nee, as ek wil hê, die wêreld sê, as ek wil hê, wat moet ek doen? Ek moet vat. Die paradoks van Christenlewe, die paradoks, dit klink nie reg nie, dis teenoorgestelde, dit maak nie sin nie. This is how God's mind works. Dis die geheim. Vat hom, as jy meer 'n nuwe jaar invat, dan gee ek vir jou 'n geheim. Wil jy 'n geseënde mens wees? Hier is die ding. Gee jou seën verander. En kyk wat kom terug na jou toe. Jesus leer dit, hy praat konstant daaroor. Lukas 6 vers 28. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir mense deur wie julle sleg behandel word. Laat sak maar daai hand, Eli, ek sien hom. Hy gaap met die hand op. Eli stem mee saam. In die ou dae het hulle gesê, ja, amen, sê dit pastoor. Okay, so dankie vir daai hand. Hier sit. Hier is die geheim, die kuns van lewe. Wees 'n seën vir ander. Wees 'n seën vir ander. Jy hoef nie vandag meer 'n seën te gaan steel nie, maar een ding wat ons by Jakob kan leer, is wees doelbewus, wees dominerend, wees aanhoudend, veg, hou aan om seën te kry, want seën is eg en is waar. En wanneer jy dit kry, dan vat jy dit as kosbaar. Jy vat dit as waarde. Dis hoër waarde as rykdom en geld om seën te wees. As jy, ek som dit op, as jy leef met die wond van jy verlang seën. Jy verlang dit. Ons is daar 'n manier hoe jy dit kan kry. Jy kan begin 'n blessing vir mense wees. Onthou jy hoe hy begin? Hy sê wees eengesind, wees medelydend, wees in broederlike liefde, wees in liefde, ontferming, vriendelikheid. Vergeld nie kwaad met kwaad nie. Moenie skelwoorde terugkeer met nog skelwoorde nie. Jy 'n wond, wees die genesing vir die mense langs jou. En kyk wat gebeur met jou. Ontvang 'n seën. Kan ek julle vandag seën? Ek wil vra vir James om vorentoe te kom, ons gaan daai seënlied net nog een keer sing. En ek vat dit nie ligtelik vandag nie, ek wil julle graag seën. Ek wil vir jou vra, terwyl ons nou hier aan dink, laat jy verstaan wat nou gebeur. Ek wil jou vra, as die skepper van hemel en aarde, die maker van alles wat is, God,
wat was, wat is en wat weer sal wees en wat altyd is. Die koning van die goddelike koninkryk, as hy vir 'n man soos Aaron 'n opdrag gee. Hy sê, Aaron, ek wil hê jy moet die mense van Israel, my kinders, ek wil hê jy moet hulle seën. Ek wil jy moet hulle seën. Dink jy God dink dat seën werk? Dink jy God sit waarde op 'n seën? En as ek vandag, as geestelike leier, op my hart voel dat ek wil hierdie seën oor jou uitspreek, dink jy daar's waarde? Vat 'n oomblik en ontvang die seën wat die Here alreeds in Numeri 6 vir ons gegee het. Kom ons spreek hom dit weer uit. Jy kan sommer iemand se hand vat langs jou, maak seker is jou eie vrou, maak seker is familie van jou, maak jou hart oop, ontvang die seën, liewe gemeente. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal vir jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Dankie, James. Die liefde en die vrede van die Here, wees geseënd. Liewe gemeente, daar's 'n lekker koppie koffie, omdat dit reën nou buite, is die koffie nou binne, maar kyk vir julle, skuif sommer die stoele so 'n bietjie op, dat daar spasie is vir almal, en kom ons sê net daarom hallo vir mekaar. Ons het mekaar lanklaas gesien, baie dankie.